Dankie Gerard, dankie julle. Ek dink ek het dit al aan u verduidelik of dan ook so probeer verduidelik dat die sintuie wat jy fisies het, is presies so ook in die gees. Al 5 van hulle. Jy moet hoor. Jy moet sien. Jy kan die reuk van God se teenwoordigheid beleef. Jy moet smaak dat God goed is. En jy kan voel wanneer God in die huis is. In die gees. So dit wat ek in die natuur in my liggaam beleef sintuiglik, moet net so sterk ontwikkel wees in die geesdimensie. En nou wil ek vanmôre vir u 'n versie lees, en baie van u gaan dit ken, veral as ek hom in die Engels lees. Spreuke 29 vers 18. Maar dit is goed dat ons hom in die Afrikaans en in die Engels, want hy het so 'n bietjie 2 verskillende amper klanke in hom. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Maar hy wat die wet onderhou, gelukkig is hy. Die Engelse vertaling sê, where there is no vision, the people perish. Miskien kom ons los hom net daar. Where there is no vision, sig met ander woorde, the people perish. Die Afrikaans praat waar daar geen openbaring is nie, raak die volk bandeloos. Luister vanmôre vir my, om bandeloos te wees, is in Engels die equivalent, you are perishing. Het jy al 'n tube gekry wat geperish het? Hy lyk pragtig, hy lyk nog, hy gaan werk. Ek het nou die oggend so enetjie daar raak gevat en in my fiets se wiel gesit, en ek is so bly ek het die tube, en ek gaan hom net gou pomp, gaan ons ry, en toe ek hom klaar gepomp het, en ek wil op die sitplek klim, toe is die wiel weer pap. Toe kan jy niks met hom doen nie, want hy het nie 'n gaatjie in nie, hy het net geperish. Bandeloos is wanneer ek absoluut doen wat ek dink is reg. Vir nou. Ongeag van die wet. En as hy praat van die wet, dan verwys hy nou nie net na Moses se goed. En vanmôre is dit belangrik om te sien dat God sê, en hy praat in hierdie Spreuke, hy sê, where there is no vision, the people perish. Waar daar geen openbaring is nie. En jy kan nie 'n openbaring beleef as jy nie sien nie. 'n Openbaring is iets wat jy moet sien. Ek kan met jou 'n openbaring deel, en dan kyk jy en sê vir my, "Eeuw, ek het dit nooit so gesien nie." So of dit nou 'n openbaring is, en of hy in die Engels en die King James sê, where there is no vision, the people perish. Jy sien, die perish ding is nie, dat daar niks is nie, hy lyk nog soos 'n tube. Hy lyk nog heel bruikbaar. Maar wanneer die pressure kom, dan ontdek jy, o genade, die kerk moet gereed wees soos 'n bruid vir die bruidegom. Maar wanneer ons geen visie het nie, as ons nie meer die wonderwerke sien nie, as ons nie meer die openbaring in die skrif ontdek nie,
As ek nie meer 'n visie het, en nou kom ons na die laaste gebruik van daai visie, 'n vision, to have a vision. What is the vision of God for your life? You see, to have a vision means that I can see, but also I am looking at something specific. Om visie te hê is nie net die feit dat ek 2 oë het wat kan sien nie. En ons vergeet dit baie keer. My visie is 100% nou, maar kom ek sê jou, ek haal my 1 kontaklens uit, dan kan ek nie lees wat op hierdie nota staan. Baie keer vergeet ek en jy, dat ons so bietjie die kontaklens moet opsit, en die woord soek. Visie gaan gepaard met gebed. Visie gaan oor wat ek sien, waarna ek kyk. As jy nie voor jou kyk nie, gaan jy nie kan sê wat daar kom nie. So visie bepaal uit waar jy is. Baie mense is in sulke krisisse, dat hulle nie 'n visie het van God my voorsiener nie, of God my redder nie. Die druk van die lewe en die uitdagings van die lewe is so pertinent dat hulle nie meer die prentjie kan sien van dankie vir die bloed van Jesus nie. Visie praat van ek het sig sodat ek kan sien. Kom ek sê vir jou vanmôre, om te kan sien, maak jou lewe sinvol. En daar is mense wat gesig gestremd is, wat 'n vol lewe lei. Maar as jy met hom praat, sê hy vir jou, ja, ek is alright, maar ek mis die detail wat jy het. Sonder visie verloor baie van die lewe se sinvolheid sy plek. Die duiwel wil hê jy moet net op nou fokus, want dan steel hy die nou. Maar as ek en u met sig beweeg, as ek en jy met sig beweeg, met visie beweeg, in ons huise, in ons dorp, in ons geestelike lewe, in ons families, gaan jy agterkom, daar's 'n hele landskap. As jy vanmôre Kaapstad toe ry, en jy trek hier weg, is daar miljoene goed wat jy gaan sien, voordat jy Tafelberg sien. Maar as jy hier ry, weet jy, vandag, môreoggend, gaan ek Tafelberg sien. Jy gaan dalk ongelukke sien op pad. Jy gaan reën en haal beleef. Jy gaan droogte sien. Jy gaan baie karre sien. Daar's miljoene goed wat jy sien, dis deel van sig, wat die visie is, ek gaan Kaapstad toe. Daar is duisende goed vanmôre op jou pad wat jy gaan sien, maar jou doel is by Jesus se voete te wees. Om te eindig in sy teenwoordigheid. Elke aand, elke dag, sig. Wanneer ek visie het en vashou, dan bereik ek doele. Dus vir party ouens is dit, sy doel is om vanmôre in Kroonstad te stop. Maar vir jou is dit net 'n deurgang, want jy's op pad Kaapstad toe.
Jy het 'n ander visie. Jy moet vanmôre weer 'n openbaringsvisie by God kry, wat die prentjie skep, sodat die journey hanteerbaar kan wees. Want baie mense verloor hulle sig in die journey. Wie van u het al wat 'n rukkie hier bly, wel met jou gebeur. Jy ken hierdie pad hier oor die pas toe, man, totdat jy in die mis ry. En as 'n digte mis is, iewers te sê jy, hoorie maar, hy moet links draai en dan oeps, hy het nog nie links gedraai nie. Jy verloor oriëntasie omdat jy nie kan sien 'n kilometer voor jou nie. Hoeveel kinders van die Here verloor oriëntasie omdat hy nie in gebed meer kan kyk en sien dat God goed is nie. Dat hy nie meer deur die woord kan visualiseer the goodness of God nie. And where there is no vision, the people perish. Spreuke 28 of 29:18. It's stating a fact, it's not mentioning a possibility. Proverbs 29:18 says, as a matter of fact, where there is no vision, the people will perish. As daar nie openbaring is nie. Hoe baie mense het die afgelope jaar, 2 jaar vir jou gesê, wat is hierdie nuwe openbaring, ons het die hele skrif. Jy moet 'n openbaring van die skrif kry. Ek sit woensdagmiddag hierso en ek wag vir die aand 7 uur se byeenkoms, maar ek is al 5 uur hierso, hier's niemand hier nie, dis doodstil en ek vat my Bybel app en met eens is daar 'n skrif in my gedagte, die Heilige Gees sê vir my, lees Esra 2 vers 4. En ek maak die Bybel app oop en ek lees Esra 2 vers 4 en hy sê en sy naam Safatja en hy 370 seuns gehad. Ek lees in 'n geslagsregister. Here, wat's die? Dan kom die openbaring. Dan kom die visie. Want baie mense slaan dit oor, hulle sal nie eens 'n geslagsregister wil lees nie. Net eens hoor ek hoe God praat en ek sien wat hy vir my wys. En ek weet. Jy sien, dis daai openbaringsoomblikke, dis daai oomblikke van sien, wat jou gaan moed gee, vir die res van jou lewe. Wat jou moed gee vir vandag, moed gee vir môre. Kom ek gaan aan. Markus 8 vers 23, u het dit al gelees. Jesus maak 'n blinde gesond. Maar nou kyk nou hierso. Die man is nog blind. En nou onthou nou wat ek nou gesê het, without vision the people perish. Maar wat is die teenkant van as ek sig het? En ek is so dankbaar vir Jesus. Hy kyk nie vanmôre na my en my blindheid en hy verag my nie. Hy gooi nie 'n almoes na my kant toe en sê ag kom maar net deur vandag nie. Hy neem toe die blinde by die hand en hy lei hom buitekant die dorp. Ja, ek neem aan, kom ons sê hy het 1 kilometer wat hy hom gelei het. Kom ons sê dit is 'n halwe kilometer.
vir argumentsonthaalwe. Maar Jesus vat 'n man wat geen visie het nie. En volgens Psalm 23, hy lei my na waters waar rus is. Lei hy hierdie man. Ek het al vir jou gesê, ek en Dominee Abel het al saamgestap, dan lei ek hom, dan hou hy aan my elmboog vas. Partykeer het ek hom aan die hand gevat en gesê, kom ons loop. Nou, julle ken Dominee Abel. En dan sê hy vir my, jy kan maar so vinnig loop as wat jy wil, Dries. Ek volg die kurwe van jou stap. Ek kan 'n trap klim, ek kan opklim, ek kan afklim, omdat ek hom lei, volg hy. En Jesus vat 'n blinde vanmôre aan die hand. En hy lei hom uit die plek waar hy vir hoeveel jare 'n bekende gesig was. Want almal het geweet, dis die blinde. Maar God het vanmôre 'n droom vir jou lewe wat anders is as waar jy gesit het. Miskien van jou geboorte af, miskien die laaste 10 jaar. Maar die wonderwerk gaan begin wanneer jy hom toelaat om jou uit te lei. Die blinde man sê, ek is nie lus vir loop nie, maak my gesond. Nee. Where he leads me, I will follow. En toe vat Jesus hierdie man, en hy lei hom nie net weg daar waar hy gesit het nie, hy lei hom weg van sy huis af. Want as jy nie bereid is om vriende en familie te groet nie, is jy nie werd om sy disipel te word nie. Hy lei hom nie net uit sy huis uit nie, hy vat hom uit die straat uit, hy vat hom uit die omgewing uit, buite die dorp. Want hier buite die dorp is daar iets wat die moeite werd is om te sien, as jy hom wonderwerk inskop. En nadat hy in sy oë gespieg, en hom die hande opgelê het, vra hy hom, kan jy iets sien? Hy verklaar nie oor hom sien nie. Hy kyk vanmôre na jou en hy sê, terwyl my hande op jou is, terwyl ek jou uitlei, vra jou, kan jy iets sien? Hy vra nie vir hom, wat sien jy? Jesus die wonderwerker, kyk hierdie detail, kan jy iets sien? Want as jy nie bereid is om te sê, ek kan sien nie, gaan niks vorentoe gebeur nie. The miracle worker is leading him by hand, is using a specific method of using that saliva on his eyes, and then he does not tell him, listen, go and see. He says, do you see something? Sien jy iets? En die tweede vraag is, wat sien jy? Hoe sien jy? Kan jy iets sien? Jy sien, want vir 'n blinde is dit ondenkbaar om te sê, maar ek sien. Hy was gewoond aan sy bootkleed, hy was gewoond aan mense wat hom lei. 'n Blinde ken sy omgewing. En nou sê Jesus vir hom, kan jy iets sien? Want jy sien, met dit sê hy ook vir hom, met jou mond bely jy tot redding. Ja, Here, ek kan. Ek wil nou nie baie vanmôre op dit ingaan nie, maar julle sal onthou dat hy sê, ja, ek sien die mense, maar ek sien hulle soos bome.
maar hy sien. Het jy al ooit mense gesien? Nee. Maar hy sien hulle soos bome. En dan weet julle, ek het dit al gebruik, dan is daar die interaksie waar Jesus sy oë terugtrek en terugdraai, dat hy in die natuurlike sien en nie net in die supernatuurlike, in die bonatuurlike. Want met jou eie oë, met hierdie twee oë, geïnspireer deur die Heilige Gees, kan jy deur 'n spieël in 'n raaisel sien. En jy kan die bonatuurlike sien. En jy sien dit, dis nie te sê almal sien dit. Die feit dat iemand anders dit nie sien nie, sê nie dis nie daar nie. En al die mense om hom daar buite die dorp, sou met hom verskil het en gesê, hy's mal man, hier's niemand wat soos 'n boom lyk nie. Maar Jesus is in gesprek met hom. En Jesus verstaan wat in jou plaasvind vanmôre. En daarom het hy nie die opinie van nog iemand en nog iemand nodig nie. Hy sê, kan jy iets sien? Ja Here, ek sien mense, ek sien hulle soos bome. Jesus sê, kom dat ek weer vir jou bid. Lê vir hom hande op. Toe sien hy mense soos wat mense is. Want jy sien, my Jesus is die Jesus van visie, van openbaring. As jy Jesus kry, van die begin af, is die beskrywings om hom, van visie. Wanneer hy gedoop word, is dit die Heilige Gees, die prentjie van die duif, en 'n geopende hemel. As jy dit nie kan sien nie, niemand anders te sien dit daar nie, maar Jesus sien dit. Want visie connect jou met die hart van die Vader. Wanneer hy in die woestyn bid, dan slaan hy sy oë op. Hoekom? Want hy het visie van die koninkryk nodig. En as hy dit gedoen het, en hy sien die duiwel, dan raak hy nie bang nie. As hy dit gedoen het, en hy kyk na die duiwel, dan sê hy vir hom, gaan weg agter my. Get behind me. Daar staan geskrywe. En met eens weerstaan hy die duiwel, en die duiwel vlug van hom af. En nou, hy lei my en jou na 'n plek van visie, om vanmôre vir jou in 'n fluisterstem te sê, sien jy al iets anders? Sien jy iets vanmôre? Die hele nag was donker. Hou hy sy hand vas, want ek het jou gelei tot hierso. Sien jy iets? Daar's 'n persoonlike wonderwerk in jou lewe wat nou moet gebeur, sodat hy jou oë kan oopmaak. Want net hy kan. En hy vra nie, hoe werk die boek nie, as hy besluit om dit te doen, wie kan hom keer? Hy het nie die goedkeuring nodig van 'n tweede en 'n derde nie. Dis hoekom hy hierdie man vat en hom buite toe vat, want die fariseer sou hom gekritiseer het as hy in sy hand moes gespoeg het en dit aan die oë vee. Want waar is daai wet? As jy wil visie hê, laat Jesus toe om Jesus te wees. Asseblief. Genesis 13:14 bevind ons die verhaal van God wat by Abraham staan, en hulle is nou daar by Sodom en Gomorra, en God is op pad met Abraham, en hy moet nou met hom werk, en nou sê die Here vir hom in vers 14, die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. Jy sien, as jy nie God hoor nie,
kyk jy maar net. En nou, hy's nou net deur hierdie verskriklike skeiding, want sy swaar en almal het hom nou gelos, en nou staan God by hom en hy sê vir hom, daar waar jy staan. Nou, en wat ek net vir jou gelees het, het Jesus die blinde uitgelei. Nou staan God by Abraham, en hy sê, daar waar jy nou is, staan op. Staan op. En kyk, oos, wes, noord, suid. Dis die tweede gedeelte, maar die tweede sleutel vir jou vanmôre, waar jy is, moet jy opstaan. Hoekom? Omdat God gesê het, staan op. En nou moet jy ophou bid, vir 'n oomblik, en ophou al die ander godsdienstige rituele wil navolg. Kyk! Kyk noord, kyk suid, kyk oos, kyk wes. Kyk! Hoekom moet ek dit doen? Want die hele land wat jy sien. Vers 15. Die hele land wat jy sien. Ek dink toe die Here dit met hom begin deel, toe roep hy sy knegte en sê, hoorie, bou 'n ding laat ek hoër kan staan. Die land wat jy sien, sal ek aan jou gee. En aan jou nageslag tot in ewigheid. Waar praat God nou? God praat nou hier uit Revelation, uit Openbaring en visie. Want hy staan hier by Abraham. En hy kyk in die toekoms in. En hy sien Abraham se generasies en generasies en generasies en God sê, as jy kan sien, sal ek dit vir hulle ook gee. Dis my covenant. Wat jy kan sien. En mense wil nie eers opstaan nie. Mense wil nie glo dat die Here waar jy is, 'n ingrype kan doen nie. Waar jy is, staan op, kyk. Ek wil daai land wat jy sien, vir jou gee. Kan jy onthou die verhaal van die profeet wat staan en dan sê hy vir Gehasie, Gehasie, wat sien jy? Die profeet het dit geprofeteer, hier kom reën. Voordat julle in die stad is, gaan julle wegspoel en julle sal moet jaag om daar te kom. En nou gaan Gehasie uit en hy kyk en hy kom terug en hy sê, ek sien niks. Want jy lieg nie in visie nie. Jy vanmôre niks kan sien nie, dan sê jy vir God, vanmôre sien ek niks. But just one touch from the master's hand kan alles verander. En hy kom terug by die tent van die profeet, hy sê vir hom, ek sien niks. Hy sê, gaan kyk weer. Ek dink dit was die derde keer wat hy terugkom en gesê het, vir die derde keer. Weet jy, as die Here dit vir my wou gewys het, sou hy dit vanoggend vir my gewys het. Wie dink jy is jy? Hy wil jou lei tot waar jy kyk en sien. Dis die oefening. En nou, die derde keer kom hy terug, en hy maak nie waarwiele nie, nee, hy kom terug, hy sê, weet jy, ek het nou gekyk en tur op die horison. Dis 'n wolkie so groot soos my hand, man. Hier's nou 8 jaar droogte. Kan jy nou onthou 'n paar maande terug het hulle gesê, Kaap provinsie sal nie reën hê nie, dit en dat, en het ons gebid. En daai selfe week het dit begin reën in verskeie plekke in die Kaap provinsie. Maar weet jy wat, ek het 'n paar mense gebel wat daar bly, Port Elizabeth, Greyton, Kaapstad, en ek het vir hulle gesê, maak julle gereed, daar gaan reën kom. Hulle Dries, weet jy hoe droog is dit?
Ek weet nie hoe droog het is nie, maar ek sê, maak reg, daar kom reën. Julle hoor die Dries, die hele weer, dis die climate change. Ek sê, yes, God is about to change the climate. 2 dae later toe reën het in die lang kloof en dit en dat. Hoekom? Want jy moet leer om te kyk totdat jy iets sien. En toe hy sê, maar ek sien nou wolkies so klein soos 'n man se hand, toe sê die profeet, laat ons gaan. Hier is moeilikheid. Dit was 8 jaar droogte. Waar gaan ons nou? Hy sê vir die koning, ek kry hom in die stad, ek hardloop so lank. En dit het gebeur. Jeremia 1 vers 11. Luister nou. Ek het nou met jou gepraat oor wat daar gebeur by Elia en Gehazi. In Jeremia 1 vers 11. Verder het die woord van die Here aan my gekom en gesê, wat sien jy, Jeremia? Ons is in Jeremia 1 vers 11. As jy profeties wil verstaan, moet jy bereid wees om te sien. Want dit wat jy in die gees sien, is gekoppel aan die profetiese. In Jeremia 1 was Jeremia nog nie die groot profeet nie. Hy was reg aan die begin, is hoofstuk 1. En nou maak God met hom bemoeienis. Wanneer God met Abraham praat, was Abraham nog nie die reus nie. Hy was nog onseker oor 'n klomp goed, maar omdat hy daar kon sien, word hy die beloofde land. Die eerste ding wat God vir die profeet Jeremia vra is, nie wat hoor jy nie, want om te hoor is iets anders, né? Want nou praat God. Maar God kom en hy sê vir hom, wat sien jy? Jy sien, want as jy kan sien, kan ek jou gebruik. As jy die land kan sien, kan ek jou 'n groot naam maak. Wat sien jy, Jeremia? En ek antwoord hom, ek sien 'n amandeltak. Hy weet nog nie wat dit beteken nie. Hy ken nog nie die omvang van dit wat hy sien nie. Die Here wil vanmôre deur my diens vir jou sê, kyk net, wat sien jy? Want ek gaan jou leer, daar is hoop vanmôre. 'n amandeltak. Here sê, ek het 'n plan, ek gaan jou verduidelik waartoe dit gaan. Wat jy vanmôre moet weet is, kind van God, wat sien jy? En nêrens bestraf die Here hulle nie. Gehazi, wat sien jy? O, ek sien 'n wolk, is groot soos 'n man se hand. Die profeet interpreteer het en hy sê, hier kom oorstromings, laat ons gaan. Jeremia, wat sien jy? Het lyk vir my soos 'n amandeltak. Jeremia, aan jou gebruik. Amos 7 vers 8. En die Here sê vir my, wat sien jy, Amos? Toe was Amos nou al 'n gevorderde profeet. Hy het al 'n paar profetiese woorde wat hy gehoor het neergeskryf. En hy gaan skryf het, gaan lees dit. Amos sê, en ek het die stem van die Here gehoor, en dan skryf hy. En nou in hoofstuk 7:8 sê God vir hom, wat sien jy, Amos? Want hierdie is die manier hoe God openbaring, revelation, en herstel bring. Wat sien jy? En ek het geantwoord, 'n skietloot. En onmiddellik verduidelik die Here vir hom hoekom hy die skietloot sien. Jy sien, want God is nie bang om met jou te praat nie. Maar God wil eers hê jy moet sien.
Hy wil hê jy moet vanmôre opstaan, hom vertrou en sê, wat sien jy in die gees? Wat sien jy in die beloftes van God as jy noord, suid, oos en wes kyk? In Markus 10 vers 51 en 52 en ek maak klaar hier nou. Markus 10, 51 en Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabbi, dat ek mag sien. Daar moet vanmôre 'n alles oorheersende erns by jou kom, dat ek mag sien. Hierdie blinde ou kon gesê het, Jesus, al die geld wat ek kon verdien het om vir my gesin en familie te sorg, gee dit vir my. En heel waarskynlik sou Jesus dit gedoen het. Hy kon het 1000 goed gevra het. Maar daar kom 'n oomblik in jou lewe wat jy vanmôre moet besef, dat ek mag sien. Nie wat die wêreld sien nie. Weet jy, 'n blinde mens sien, maar hy sien niks. Want hy's blind. En dan kom hy in hierdie donkerte, in sy bestaan, en in sy gestremdheid, en hy kyk na Jesus, maar hy sien hom nie, maar hy hoor hom en hy sê, dat ek mag sien. Hierdie kerk het so lui geraak. Kerk het so lui geraak. Want voordat ek kyk, dan bel ek iemand 'n profeet en sê, wat sien jy? En jy bly blind. En die profeet dink, dis wonderlik, die moderne profeet. 'n Paar jaar terug, terwyl daar 'n wonderlike profetiese vloei in ons lewens was en in ons bediening, wel 'n wildvreemde ou, nie wildvreemd, ek ken hom, maar hy's nie van hier nie, en hy het geen relationship nie. Hy bel my een oggend, hy sê, Dries, wat sê die Here? Wat wys die Here jou? Ek sê vir hom, die Here sê my ophou lui wees. Moenie my weer bel vir hierdie rubbish. Soek God. Ek sê die foon neer. Toe was dit nog Telkom lyne. Jy sien, jy moet weer honger word om self te sien. Kan jy dink? Ek moet Nelspruit toe ry, maar ek moet jou langs my kry om te sê, Dries, draai 'n bietjie links, Dries, draai 'n bietjie reg. Jy gaan nie saam met my wil ry nie. Want ek is afhanklik van jou sig. Dit gaan nie werk nie. Kom ons wees eerlik. Ek het al saam met 'n blinde man op 'n fiets gery op 'n tandem. Maar ek verseker jou, ek het bestuur. Hy kan help trek, trap en whatever, maar ek sit voor. Sien wat, God gaan jou weer help en die gemeente weer seën as hy mense het in die gemeente wat kan sien. En weet jy wat is die belangrikheid hier? As jy kyk waarna almal kyk, gaan almal dieselfde ding sien. Julle ken hierdie voorbeeld van my, né? Ek vir jou sê, daar, beskryf daai bottel. Dan gaan elkeen hom kan beskryf. Maar as ek hom beskryf, dieselfde bottel, gaan ek sê, hy het 'n etiket vooraan, nie hierdie kant nie. Ek kan nie sien wat daarop staan nie. Maar jy gaan sê, hier's 'n etiket wat sê pure water. So ons kyk na dieselfde ding, maar elkeen het 'n ander hoek wat inkom. En dit bring die perfektheid. Die een gaan nie vir my sê, hoor jy daar op jou Bybel op die kansel staan 'n swart bottel met pink water in nie. Want dis nie wat hy is nie.
O, die Here wys my, daai is perswater uit 'n groen bottel. Rubbish. Jy gaan dit anders sien as ek, maar dit gaan dieselfde wees. Jy wat God is besig om in hierdie seisoen mense op te rig wat net kom en sê, meester, rabbi, meester, leermeester, leermeester, sê so 'n bietjie rabbi, dat ek mag sien. Vers 52, en Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. Kon hy sien? Nee, hy is nog blind, maar die woord kom en sê, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik, toe hy gaan, hoor my, toe hy stap, dadelik het hy gesien. En hy het wat gedoen? Toe volg hy Jesus. Hoekom? Want al kan jy sien, jy het nog iemand nodig om jou te lei. Here, dat ek mag sien. Maar dat ek dit vanmôre in geloof sal vra. Sodat hy, en luister mooi, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Gaan. Die oomblik toe hy gaan, toe sien hy. Die oomblik as jy vanmôre dalk jou voete by hierdie gebou uitsit, sal jy sien. As jy in jou kar klim, as jy by jou huis kom, iewerste. Maar dit begin by hierdie gebed. Here, dat ek mag sien. Dat ek mag sien. Dat ek mag sien. Ek wil nie meer hoor wat iemand anders te gesien het nie. I want to see Jesus lifted high. I want to see Jesus in his splendor and glory. I want to see Jesus. Ek wil die Here sien. Waar is jou gebed vanmôre? Of hy lei jou uit vanmôre tot op 'n plek en dan gebeur die wonderwerk. Maar hy sê vir jou vanmôre, staan op en kyk. Kyk om jou. Hy sê vir jou, jy's nog blind, maar ek sê vir jou, gaan. En die oomblik wanneer jy jou voet optel om te gaan, sien jy. Here, dat ek rabbi, dat ek mag sien. Vader, ek bid vanmôre oor hierdie gehoor, dat mense, manne en vroue, hierdie gebed van Markus 10:51 sal bid, Meester, dat ek mag sien. Nie vir 'n oomblik nie. En Here, terwyl ek dit bid, dan herinner ek myself altyd aan Samson, wat op sy laaste oomblikke sê, o Here, dat ek my net kan wreek op een van my oë. Die visie wat hy verloor het. En Here, toe U daai gebed antwoord, het hy meer Filistyne laat sterf as in sy hele lewe. Here, maak my vanmôre honger en gefokus, dat ek na U sal kyk en na U sal glo en U sal vertrou, dat ek mag sien. En dat ek vanmôre in geloof hier uitstap. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see Jesus. En Here, vanmôre is die mense wat dalk nog nooit in hulle lewe gesien het nie, wat dalk al hoe slegter begin kyk het in die laaste 5 of 10 of 2 jaar. Ek bid vanmôre dat U vir hulle 'n visuele wonderwerk gee, that they will have vision
and not perish. Dat hulle openbaring sal hê. In die feit dat jy hulle hand vat en uitlei, in die feit dat jy met hulle praat, in die feit dat jy vir hulle sê, gaan, staan op, dat hulle 'n geloofsopenbaring sal hê, wat sal lei tot 'n wonderwerk in hulle visie. Doen dit vanmôre vir my, Here. Doen dit vir elke persoon in hierdie gehoor en elkeen wat dit hoor, waar hulle ook al mag wees. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Loof die Here. Baie dankie dat jy vanmôre hier was. Moenie nie net weghardloop nie. Ons is min genoeg, jy kan vinnig